Julle te sien. Ek voel asof ek julle baie lanklaas gesien het, so dis my groot voorreg. Vir almal aanlyn, baie welkom ook vir julle. Wat 'n groot voorreg dat julle kan deel wees. Ek weet julle is reg oor die wêreld en dis vir ons 'n groot voorreg dat julle op hierdie manier ook kan deel wees. Ek gaan vir ons bid. Ons gaan induik in die woord van die Here. As jy saam met my wil volg, ons gaan in Matteus 4 primêr wees. Ons 'n klomp ander verse wat ek ook, maar Matteus 4 is waar ons gewees as jy saam met my wil volg. Anders stuk kan jy op jou raamwerk ook gaan. Maar kom ek bid vir ons en dan duik ons in die woord van die Here ook in. Vader, dankie vir u goedheid. Dankie vir u liefde. Dankie dat ons in die naam van Jesus kan vergader. Wat 'n groot voorreg. Wat 'n groot voorreg dat ons u kan leer ken en beter kan leer ken en 'n pad saam met u kan stap. Dankie vir u woord. Dankie vir u gees. En ek wil kom vra Here dat u woord vir ons sal oopbreek vandag. Dat u deur die gees diep sal praat. Dat die woord diep sal tref en dat u vir ons sal help om die regte besluite te neem in lyn met dit wat u vir ons vra. En dit wat u wil hê ons moet doen. Geef ons die geloof om te doen dit wat u vra ons moet doen. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Die wêreld waarin ons leef, tel 'n klomp dinge. Dit tel geld, dit tel sukses, dit tel produktiwiteit, dit tel al hierdie verskillende dinge, maar in die week lees ek iemand wat sê, is dat alles wat getel kan word, tel nie in hierdie lewe nie, en alles wat tel, kan nie getel word nie. Alles wat die moeite werd is, alles wat ewigheidswaarde het, kan nie getel word in hierdie wêreld nie, en tog tel dit. Daar's 'n vers in Galasiërs 5:6 wat sê, the only thing that counts is faith expressing itself through love. Sê, dit is wat belangrik is dit is wat tel, is geloof wat oorgaan in liefde binne in ons lewe. Die Afrikaanse Bybel vir almal sê dit, wat is belangrik? Dit is belangrik dat ons moet glo en dat ons lief moet wees vir God en ander mense. En miskien die vraag wat ek vir jou wil vra is, hoe lyk jou afgelope week? Hoeveel tyd het jy spandeer aan hierdie dinge wat die Bybel sê is belangrik? Hoe is jou lewe die afgelope week gemerk aan geloof en liefde? Hoe lyk dit die afgelope week? Jesus en God nooi ons uit om ons lewe, om sin aan ons lewe te gee. En ek en jy die keuse hoe ons tyd en hoe ons lewe gaan spandeer en wat ons met ons lewe gaan doen. En eintlik het jy een van 3 keuses wat jy gaan doen met jou tyd en wat jy gaan doen met jou lewe. En die eerste een is jy kan dit of net mors. Nou, daar's baie maniere hoe jou tyd kan mors, jou lewe kan mors. Ek hoef dit nie op te noem nie. Of jy gaan net jou lewe gebruik. Jy gaan dit net gebruik om vorentoe gaan, om geld te maak, om sukses te behaal, om verder te doen. Jy gaan dit net gebruik. Of jy kan jou lewe en jou tyd gebruik om dit te investeer in dinge wat langer as jy gaan hou. Dinge wat groter is as jy. En eintlik is daar net 2 dinge op hierdie aarde wat langer gaan hou as hierdie aarde. En dis die woord van God. Jesus het in Matteus 24 sê, die hemel en die aarde kan vergaan, maar my woord sal altyd bly staan. Sy woord gaan altyd bly staan. Jy kan investeer in sy woord om dit te lees, te bestudeer, te memoriseer en dan om dit te doen. En die tweede ding wat vir altyd gaan bestaan op hierdie aarde is mense. Alle mense gaan 'n ewigheid iewerste bestaan. Of saam met God, of verwyderd van God. En die vraag is, waaraan spandeer jy jou lewe? Waar investeer jy jou lewe in dinge wat gaan hou, dinge wat groter is as jouself? 'n Paar weke terug was ek besig om te dink en te wonder en te bid oor net eintlik waarmee is ons besig as gemeente? Waar spandeer ons tyd en is die dinge waarmee ons besig is dit wat nou moet gebeur en waarna toe is God met ons as gemeente op pad en watter rigting en waar moet ons fokus in 'n tyd soos nou? En terwyl in hierdie proses lees ek sekere dinge en 'n konsep wat in my hart val, 'n gedagte, 'n frase wat in my hart val, is hierdie ding, elke gelowige 'n boodskapper. En ek bedoel, dis in die Bybel, dis nie 'n nuwe ding nie, maar daar is iets aan hierdie frase wat in my hart val, soos dit is wat ons moet doen. Dis waarop ons moet fokus in 'n tyd soos nou. In plek staan daar, everyone needs the hope of Jesus. Jy sien, die kerk in die tyd wat ons leef, is besig met baie dinge. En in 'n sekere sin is ons baie keer besig met dinge wat ander mense ook kan doen. Maar daar's een ding wat net die kerk kan doen, niemand anders kan dit doen nie. En dit is om die hoop van Jesus in hierdie wêreld te bring. Jy hoef nie ver te kyk om hopelose situasies te kry en mense te vind wat nie hoop het nie. Maar dis net die kerk wat die hoop van Jesus kan bring. In Jesus is daar hoop. Die Bybel sê dat hy is die bron van hoop. En dis net die kerk wat die boodskap van Jesus kan versprei op hierdie aarde. God het gekies dat dit die taak is van die kerk. En niemand anders kan dit doen nie. Nie regerings nie sekulêre instansies nie. Dis net die kerk se verantwoordelikheid wat dit kan doen.
En die ervaring wat ek het, hoe meer ek bid oor hierdie ding en hoe meer ek wonder oor hierdie ding, is die ding wat ek beleef is dat ek wil jou en ons wil jou disipel om dat elkeen 'n boodskapper sal wees om hierdie hoop van Jesus in hierdie wêreld te kan versprei. As jy gelowige is, wil ek jou kan toerus sodat jy kan weet hoe om dit te gaan doen in hierdie wêreld. En in 'n sekere sin, dis hoekom ons begin met 'n reeks vandag wat ons noem Elkeen. En dis nie net 'n begin van 'n reeks nou nie. Ek dink en ek vertrou dat dit eintlik 'n begin is van 'n nuwe seisoen in ons gemeente, van wat God wil doen in en deur ons gemeente in 'n tyd soos nou. Lukas het 2 boeke in die Bybel geskryf. Hy het die evangelie van Lukas geskryf en hy het die Handelinge geskryf. En aan die begin van die Handelinge is eintlik so al 'n oorgang tussen hoe die Lukas evangelie geëindig het en dan die begin van die kerk. En heel aan die begin is waar Jesus met sy disippels praat en wat hy dit wil duidelik maak, waarmee moet hulle besig hou? Waarop moet hulle fokus terwyl hulle hier is? En die kerk is uit al daai tyd begin. Dis net nou ons verantwoordelikheid om dit verder te vat wat Jesus daai tyd vir sy disippels gesê het. En weer eens, Jesus het opgestaan uit die dood uit en 40 dae saam met sy disippels spandeer en weer eens met hulle gepraat oor die koninkryk van God. En hy dit verduidelik. En ek dink hulle moes op 'n ander manier iets van dit verstaan het. Die Bybel sê ook dat hy hulle gedagtes oopgemaak om te verstaan. En 40 dae het hy hierdie dinge weer eens vir hulle verduidelik. En wanneer hy dan wil opvaar hemel toe en 'n laaste interaksie met hulle het, is hulle weer besig om vrae te vra en weer eens mis hulle waaroor dit eintlik gaan en mis hulle die fokus waarmee hulle moet besig wees. En net soos die tyd waarin ons leef, wil hulle fokus op profesieë en vervulling van profesieë en is dit die tyd wat nou sekere dinge moet gebeur. En dan maak Jesus dit baie duidelik waarop hulle moet fokus. In Handeling 1 staan daar so, toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra, en hier's wat hulle vir hom vra. Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Die koninkryk van Israel, nie die koninkryk van God nie. Weereens dink hulle in terme van hulle interpretering van al die Ou Testament profesieë, dat is weer eens dat God gaan Israel weer na sy vorige glorie vat en die Rome en die Romeine hier uitskop en weer eens dink hulle in vervulling van profesieë en al hierdie goed is net soos wat ons nou vind. Soveel ouens is gefokus op die profesieë en is dit eindtyd en waar is ons? En ja, Jesus het sê ons gaan die tekens van die tyd gaan ons herken. Maar ons soveel wat ons nie kan weet nie. En Jesus sê luister, ek wil nie julle moet fokus op hierdie ding nie, ek wil julle op iets anders te fokus. Hier's wat hy antwoord, hy sê, dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy mag bepaal het nie. Daar's sekere dinge wat die Vader bepaal het en wat hy weet in die tyd en omstandighede en dis nie waarop julle moet fokus nie. Hier is waarop julle moet fokus. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Kyk baie mooi, daar staan en, nie dan nie, of eers dan, of miskien of nie, dis en. Julle gaan getuies wees oralste. Markus 16:15 in een vertaling sê, you're going to go everywhere and tell everyone. Dis waarop julle moet fokus. Nie al hierdie ander goeders nie. Julle taak is om te gaan en dit duidelik te maak en die hoop te bring en getuienis te wees van my koninkryk en van wie ek is. Dis waarop julle moet fokus. En aan die begin van hierdie tweede boek van Lukas wil hy duidelik maak dat dis waarop ons moet fokus. Maar aan die begin van sy evangelie verduidelik hy eintlik hoe die Jesus presies geweet het hoekom hy is. En daar geen twyfel was waarmee hy homself moet besig wees nie. En Lukas begin die evangelie en hy vertel van Jesus wat gebore is en dan vertel hy in Lukas 2 dat toe Jesus 12 jaar oud was, is hy saam met sy ouers na Jerusalem toe om die Pasgafees te gaan vier. En daar het hy gegaan na die tempel toe en hy het begin sit en gesels met die geleerdes. En hulle was verwonderd oor sy insig en die tipe vrae wat hy gevra het. Intussen tyd het sy ouers begin terug gaan Nasaret toe, terwyl hulle op pad is, kom hulle agter, oeps, een van hulle kinders is nie daar nie. En dan gaan hulle terug en hulle gaan soek vir Jesus en vind hom en dan soos, wat doen jy met ons? Hoekom doen jy hierdie ding? En dan hier's Jesus se antwoord. En ek bedoel, dis nie die standaard antwoord van 'n 12-jarige nie. Min 12-jariges weet die visie van hulle lewe en die doel van hulle lewe in detail. Maar hoor wat hy antwoord. Hy sê, het julle nie geweet dat ek met die dinge van my Vader besig moet wees nie? Dis hoekom ek hier is. Ek moet besig wees met die dinge van my Vader. En dan is dit eintlik wat Jesus sê, luister, julle moet besig wees met die dinge van die Vader. Julle moet fokus. Later sou hy sê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Hy sou dinge sê soos, ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is. En dis nou julle taak en julle moet verder gaan. Want die 12-jarige Jesus sou groot word en toe hy 30 is, word hy gedoop.
En ek bedoel, dis net 'n goeie voorbeeld dat ons dit ook moet doen, is om Jesus te volg in sy voorbeeld. As daar iemand was wat nie nodig gehad het om te doop nie, was dit Jesus, en tog doen hy dit, sê, dis die vervulling, dis die wil van God, en ons om volg, so miskien is dit jou volgende stap wat jy moet neem. En hy word gedoop, en dan gaan hy in die woestyn, en in 40 dae, word hy versoek. En na hierdie versoeking begin hy met sy publieke bediening, met sy openbare bediening. Matteus 4 vertel vir ons dat hy gaan bly in Kapernaum by die see. Hy het nie in Nasaret gaan bly nie. En dit was nie omdat hy net 'n huisie by die see wou hê nie. Nee, dit was omdat dit binne die wil van die Vader was. Dit was die vervulling van profesieë in die Ou Testament. En Matteus vertel vir ons, dit sou maak dat die vervulling gebeur het. En dan begin hy, en dis waar ons gaan induik in Matteus 4 vanaf vers 17. Dan begin hy met hierdie bekering, of met sy bediening, en wat oor bekering gaan. Hy sê, van toe af, het Jesus met sy verkondiging begin en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele, of die koninkryk van God, is op hande. Bekeer beteken verander jou gedagtes. Dink in 'n nuwe rigting. Dink op God se manier. Jy het altyd in hierdie rigting gedink, dink dit is reg, jou lewe, dit was gefokus op jou lewe, jou selfgesentreerdheid, hoe jy beheer het. Nou wil ek jy moet draai na God toe, en ek wil jy moet dink soos God dink, en dat jy moet beheer oorgee aan hom, en wegdraai van jou sonde, en leef, want die koninkryk van God is naby. Die koninkryk van God het naby aan jou gekom. En hy verkondig dieselfde boodskap. Hy gaan net aan met dat Johannes die doper wat die pad voorberei het, dieselfde woorde gebruik. En hy gaan aan met dit en hy sê, hier's wat julle moet doen. En dan, wanneer hy begin met hierdie ding, die eerste ding wat hy doen is, hy kry 'n span bymekaar. En ek wil net die volgende vir jou sê, en ek het dit al 'n paar keer gesê, en ek gaan dit nog baie sê. As Jesus dit nodig geag het om ouens om hom te kry, terwyl hy besig is om die mense te bedien, wie is ek en jy om te dink dat ons kan op ons eie dit doen? Jy het mense om jou nodig. Jy het ander gelowiges om jou nodig wat saam met jou die pad stap. Mense waar jy die masker kan afhaal en sê, luister, hier is die staf wat aangaan in my lewe. Bid vir my hiervoor. Hier is waar ek swaar kry. Hier is my verlede, hier is my sonde, hier is my foute. En jy het nodig om dit vir iemand anders te doen, om hulle te versorg, om vir hulle om te gee, om vir hulle te dra wanneer hulle deur moeilikheid gaan. En Jesus doen dieselfde. En ons lees, hy sê, terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, het hy 2 broers gesien, en ek wil net 'n oomblik daar stop. En ek wil vandag vir jou sê is dat, ek weet nie, ek ken jou storie nie. Ek weet nie waar jy jouself tans bevind nie, ek weet nie wat die omstandighede in jou lewe is nie, maar hier's wat jy moet weet, is dat God sien jou. Hy sien die seer. Hy sien die teleurstelling. Hy sien wat daai vernoot aan jou gedoen het. Hy sien jou bekommernis. Hy sien jou stres oor daai ding waaroor jy moet studeer. Hy sien wat in daai verhouding gebeur, wat jou ex gedoen het. Hy sien wat aangaan in jou familie, hy sien wat aangaan in jou huwelik. Hy sien wat aangaan in jou besigheid. Hy sien alles. En vir party van ons moet dit 'n scary gedagte wees. Hy sien alles wat jy doen. Hy sien alles waarna jy kyk. Ja, miskien is jy hier en is great jy is, maar hy het gesien waar jy gisteraand was en waarmee jy besig was gisteraand. Hy het dit ook gesien, hy ken alles, hy weet alles. En miskien voel jy almal om jou, hy weet en hy sien. En niks is versteek van hom. En hy sien hierdie 2 broers, Simon wat Petrus genoem word en Andreas sy broer. En kyk baie mooi, moenie hierdie mis nie. Hulle was besig om treknet in die see uit te gooi, want hulle was vissers. Hulle was besig met die dinge waarmee hulle besig was. Hulle was besig met die dinge wat vissers doen. Dis wie hulle was, dis hulle identiteit. Hulle is vissers en daarom is hulle besig met die dinge van vissers wat deel van dit is om die treknet uit die see te maak en dit skoon te maak. En jy moenie hierdie mis nie. Jou identiteit in 'n groot mate gaan bepaal waarmee jy besig is. Hoe jy jouself sien gaan bepaal waarmee jy besig is en waarmee jy jouself besig hou. Jesus wil hê dat sy kinders besig sal wees met die Vader se dinge, want hulle is kinders van die Vader. En hulle is besig met hierdie dinge. Dis deel van hulle identiteit. En wat ons moet besef is dat eintlik is Jesus hier besig met die ongeskoolde en die gewone mense. Binne in hierdie Joodse kultuur sou hierdie Joodse seuns sou begin leer het oor die Bybel en sekere dinge uit hulle kop uit begin leer het en dan sou die bestes van die bestes sou aangaan en die bestes van die bestes sou dan aangaan en hulle sou kon aansoek doen om 'n rabbi te begin volg en in sy voetspore te volg. En die wat nie goed genoeg was het gesê, okay, gaan terug, gaan doen wat jou pa altyd doen. En sy visserman was, gaan terug wees 'n visserman, sy skrynwerker wees, gaan doen, vat die familiebesigheid oor. En hier is Jesus besig met vissers, met ander woorde, hulle was nie daar nie. Hy begin nie in Jerusalem met die godsdienstige elite nie, hy begin met die gewone mense. In Handelinge 4 later, na Jesus weg is, sou die skrifgeleerdes sê voor hierdie ouens, hulle was ongeleerde mense en gewone mense gewees, maar hulle het tyd saam met Jesus spandeer. En hier is wat jy moet weet, is dat Jesus gebruik die gewone mense. Jesus gebruik die nobodies in hierdie wêreld.
En hy het hulle gebruik om die wêreld om te keer. En hy kan jou gebruik. En jy sien jouself dalk as niemand, en die wêreld sien jouself dalk as niemand nie. Maar God kan jou gebruik om 'n verskil in hierdie wêreld te maak. En hier's wat hy dan vir hulle sê. Volg my. En ek sal julle vissers van mense maak. Hier is die ding, Jesus sien nie net waar jy is en wie jy is nie. Jesus sien ook wat jy kan word in hom. En hy sê, hier's wat ek wil hê, julle moet my volg, en dan gaan ek julle iets maak. En julle gaan besig wees met my dinge. En die ding wat daai tyd gesê is, wanneer iemand 'n rabbi begin volg, het sal hom sien en sê, mag die stof van jou rabbi jou bedek. Met ander woorde, mag jy so naby aan jou rabbi leef, dat jy soos hy word. Nie net leer wat hy jou leer nie, maar dat jy soos hy sal word. En hy sê, luister, hier is waarmee ek besig is, en dis wat julle sal word wanneer julle my volg. En heel aan die begin, die eerste ding wat Jesus sê is, luister, hier is wat gaan gebeur. As julle my volg, gaan julle vissers van mense wees. Dis heel aan die begin, van die begin af, is dit uitwaarts gefokus. As jy kyk na jou lewe, as jy sê jy's 'n volgeling van Jesus, is jy besig om vis te vang. Sien, as ons rondgaan en ons vra vir mense, is jy 'n Christen? Sal daar baie mense wees wat antwoord, ja, ek's 'n Christen. Ja, ek gaan kerk toe, ek is partykeer daar in jou kerk, Pieter, ek luister wat jy sê, en ek luister podcasts, en ek kyk video's op YouTube, en ek lees my Bybel so nou en dan, en ek woon 'n klein groep by, en ek woon 'n kursus by, ja, ek's 'n Christen. Okay. As iemand sou vra, Pieter, is jy 'n Springbok? Rugby speler? Ja wel, ek kyk so nou en dan die game, as in Bloemfontein probeer ek my bes om die game te kyk, as hulle nie is, ek kyk ek daarom aanlyn, ek lees partykeer dan in die Koran wat hulle sê oor die spelers, en wat al hierdie goeders gebeur. Was jy al ooit op die veld, Petrie? Nee, nog nooit. Kyk nou my, ek was nog nie daar nie, hulle sal my breek. Okay, maar dan is jy nie 'n Springbok rugby speler nie. Jy kan nie op die sidelines sit en kyk en sê jy is 'n Springbok rugby speler nie. En baie ouens sit op die sidelines. En hulle is nie besig met die dinge wat Jesus sê waarmee ons besig moet wees nie. En luister baie mooi wat ek nou sê. Die probleem is nie dat Jesus jou nie kan maak 'n visser nie. Miskien is die probleem dat jy nie besig is om te volg nie. So ruk terug luister ek na 'n podcast van Gary Newhoff met JP Peluka. En hierdie ou het vir die afgelope 20 jaar van sy lewe, elke dag het hy die evangelie met iemand gedeel. En hy sê daar's 'n paar vrae wat hy vra, en een van hierdie vrae wat hy vra wanneer mense sê dat hulle is Christene, en dis die vraag wat ek vanaand vir jou wil vra, en wat ek wil hê jy moet oorweeg, is hoe seker is jy dat jy gaan hemel toe? Op 'n skaal van 1 tot 10, hoe seker is jy dat jy gaan hemel toe? 1 is jy's baie onseker, 10 is jy's doodseker. Hoe seker is jy dat jy gaan hemel toe? Dink vir 'n oomblik. Hoe seker is jy op 'n skaal van 1 tot 10 dat jy gaan hemel toe? Lê jy dalk hier tussen 1 en 3? Jy hoef jou hand op te steek nie. Ek wil net hê jy moet dink. Ek wil nie jy moet wys nie. Of lê jy miskien hier tussen 4 en 6? Lê jy miskien hier tussen 7 en 9? Of lê jy by 10? Hoe seker is jy dat jy gaan hemel toe? En die tweede vraag, as jy voor God verskyn en hy vra vir jou, en by the way, dis nie hoe dit werk nie, maar en jy verskyn voor God en hy vra vir jou, hoekom moet ek jou in die hemel toelaat? Wat sal jy hom antwoord? Wat sal jy hom antwoord? Wat sal jy vir hom sê, hoekom hy jou moet toelaat in die hemel? Nou Matteus 5, 6 en 7 is wat ons ken as die bergrede. En Jesus begin die bergrede met die evangelie en hy eindig die bergrede met die evangelie. En tussenin verduidelik hy alles hoe die lewe lyk van iemand wat in Jesus Christus is. En heel aan die einde van hierdie hele stuk, dan sê hy die volgende, en ek wil dit vir jou lees. Hy sê, nie elkeen wat vir my sê, en jy kan daai woordjie sê omkring op jou raam, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Hierdie is een van die skerrieste verse vir my in die Bybel. Nie almal wat vir my sê, Here, Here, gaan hemel toe gaan nie. Hoe seker is jy dat jy gaan hemel toe? Hier is die ding wat my hart breek. Daar sit duisende mense vandag in kerke in Suid-Afrika en reg oor die wêreld. En hulle dink hulle is op pad hemel toe. En Jesus sê, luister, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die hemel toe gaan nie. Dit help nie net jy sê, Here, Here, aan die einde van jou gebed, en soos, ja, net in die naam, en jy dink dit is fine nie. Jy kan nie jou lewe leef net soos wat jy wil nie. En luister, as jy die vraag antwoord, hoekom God jou in die hemel moet toelaat, en jy begin antwoord met persoonlike voornaamwoorde, ek het, en ons het, en ek het, dis die verkeerde antwoord. Dis nie waar dit gaan nie.
Die rede hoekom ons hemel toe kan gaan is omdat die man op die middelkruis gesê het ons kan gaan. En ons het vertroue in wat hy gesê het in sy woord en dat hy het gesê het hy gaan. Ons vertroue lê in wat Jesus gesê het en wat sy woord sê. Hier's wat Paulus skryf in Filippense 1. Hy sê ek is veral daarvan oortuig. Met ander woorde, ek is seker. Ek is daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus kan kom. Paulus sê luister, jy kan seker wees en jy moet seker wees en ek dink jy moet weet. Jy moet weet. Jy kan op 'n 10 wees, jy moet op 'n 10 wees. Dis nie op 'n skaal erns nie. Hy sê ek is seker. Romeine 10 sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood het opgewek het, kyk wat is die woord, sal jy gered word. Sal. Jy kan weet, jy kan seker wees. En dis nie jou ouers se mond nie. En dis nie jou ouers wat glo nie, nee, jy moet met jou mond bely en in jou hart glo. Dis 'n persoonlike ding, dis 'n hier ding. En dan is die belofte dat jy sal gered word. In Johannes 5:13 skryf Johannes, hierdie brief skryf ek vir julle sodat julle kan weet. Nie wonder nie, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die Seun van God glo. Jy en ek kan weet. So my vraag is, hoe seker is jy? Hoe seker is jy dat jy gaan hemel toe? Het jy sekerheid in jou? Het jy vaste wete in jou? Te veel mense bou hulle sekerheid op iets wat nie die genade van God is nie. Aan die begin van Matteus 5, verduidelik Jesus die evangelie en sê hy geseënd of gelukkig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, die wat weet hoe arm van gees hulle is, die wat weet dat hulle is verlore in hulle sonde en daar's niks wat hulle kan doen om hulle self te red nie, die wat besef hulle is besig om te verdrink en hulle het 'n redder nodig. Geseënd is hulle, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Die wat besef dat hulle kan niks doen om by te dra nie, die enigste ding wat hulle kan bydra tot hulle verlossing is die sonde wat hulle gedoen het, en verder is alles wat Jesus reeds gedoen het in hulle plek. Hulle, daai ouens wat dit besef en na Jesus toe kom en hom aanneem as Here en Verlosser van hulle lewe, aan hulle behoort die koninkryk van God. Dit is waar dit bestaan. Romeine 10 dan skryf Paulus, hy sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Ek weet maar, Jesus nou net sê, nie almal wat vir hom sê, Here, Here, sal iemand toe gaan en nou sê Paulus, almal wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. So wat een is dit nou? En kyk baie mooi, is twee verskillende woorde. Jesus sê, nie almal wat sê, Here, Here nie. Met wie praat Jesus daar? Jesus praat nie met ateïste daar nie. Ateïste noem nie vir Jesus Here, Here nie. Jesus praat nie met ouens wat een of ander demoniese afgoderry aanhang nie. Hy praat met ouens wat agnosties is nie. Daai ouens noem nie vir Jesus Here, Here nie. Jesus praat met mense wat in kerk is. Hy sê, hierdie ouens wat in kerk is en sê Here, Here. Nie almal van hulle gaan gered word nie. Nie almal van hulle gaan aan die einde daar wees nie. Maar Paulus sê, almal wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En wat Paulus hier sê is, hier het te doen met, as jy die naam van die Here aanroep, wat jy sê is dat ek stel myself ondergeskik aan hom. Hy is Here, hy is in beheer van lewe, hy is die CEO, hy is die baas, he is calling the shots. As hy sê dis reg, dan is dit reg, as hy sê dis verkeerd, is dit verkeerd. Hy bepaal wat reg en verkeerd is. Ek gee my lewe oor, ek gee die leiersels en die beheer van my lewe oor aan hom, en ek behoort aan hom, ek stel myself ondergeskik aan sy naam, aan wie hy is. Nie net ek sê Here, Here en sit dit aan die agterkant van my gebede en leef my lewe soos ek wil en dag met 'n keer op kerk doen en sing liedjies vir hom en leef my lewe, slaap saam met wie ek wil en doen wat ek wil en hang uit waar ek wil nie. Nee, hy is in beheer. Daai persoon sal gered word. So Jesus sê nie elkeen wat vir my sê Here, Here sal in die koninkryk van die hemel kom nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Ek Pieter Maanus dit weer. Dit gaan weer oor doen. En ons klomp dinge wat Jesus sê ons moet doen, en in die bergrede is ook klomp dinge wat hy gesê het ons moet doen. Soos ons net die goeies doen, is dit dan reg? Nee. Goeie mense gaan nie hemel toe nie. Dis mense wat vergewe is wat hemel toe gaan. Die goeie dinge wat ons doen, vloei uit die genade wat ons reeds beleef het, dat ons is reeds kinders van God, en ons doen dit en stel ten bloot wie ons reeds is. Nee, dis wie die wil van die Here doen, as dit kom by bekering. Hoor wat sê Petrus, hy sê, die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit, al dink verby so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê, hier sy wil, dat
Almal, elkeen, hulle moet bekeer. Sy wil is dat jy jou bekeer, dat jy jou sondes bely, dat jy erken jy's 'n sondaar, dat jy erken dat jy 'n redder nodig, dat jy na hom toe draai, dat jy geloof in hom sit en dat somehow dat dit wat Jesus aan die kruis gedoen het en hoe hy opgedruk het en gesê het, tetelestai, dit is volbring, dat dit ook vir jou iets beteken het en dat wanneer jy geloof in hom sit, dat iets vir jou beteken en dat jy hom erken as Here en Verlosser van jou lewe. Dis sy wil. En dat jy wegdraai van jou sondige lewe en in sy wil leef. En onder sy gesag leef. Dit is sy wil. En dis die ouens wat gered sal word. In Johannes 3 sê dit. En dit is die gebod, dis die opdrag, dis die wil van God. Ons moet in sy seun Jesus Christus glo. En ons moet mekaar lief hê ooreenkomstig die gebod wat hy ons gee het. Dit is sy wil. As ons hierdie dinge doen, sal ons gered word. En dan hoor wat sê Jesus. Hy sê baie, daar op daai laaste dag, baie sal daardie dag vir my sê. En kyk mooi wat hulle sê. Is hulle bring hulle eie CV oor wat hulle gedoen het. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, het ons dan nie in die naam van U naam gepreek nie. En het ons nie deur U naam bose geeste uitgedryf en het ons nie deur U naam baie wonders gedoen nie. Is daar nie sekere dinge wat ons gedoen het? Ons het sekere dinge gedoen en sekerlik tel dit. Nou dag hoor ek 'n ou sê, die enigste papierwerk wat jy kan bring op die laaste dag, is nie wat jy gedoen het nie, maar net dat jy gesê het, ek het gereageer op die RSVP, en ek het gesê, Here, die uitnodiging wat jy gee het, ek aanvaar dit. Dis niks wat jy kan doen nie. En hoor mooi wat Jesus dan sê, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. En luister maar mooi, hierdie nooit geken, is nie soos wat ek 'n probleem het nie. Partyke kom jy na my toe, jy is al lank in die kerk en ek kan jou naam onthou nie. Ek is jammer. Ek kan dit nie doen nie. Ek het eendag was ek by 'n troue van mense gewees en aan ons tafel sit mense en ek stel myself voor later net om te hoor dat ek het actually daai mense getrou ook en ek wil nie erken nie. So ek is jammer. Sy het daar ook gekleer en alles, so ek weet dit gebeur, maar dis nie wat hier gebeur nie. Okay? Dis nie dat God soos, ek kan nie nou lekker onthou nie. Wat hier gebeur is dat daar was geen verhouding gewees. Wanneer die Bybel praat van ken, is dit 'n intieme ding. In die begin van die Bybel staan dat Adam het vir Eva geken en toe is daar kinders. Dis 'n ander tipe ken daai. En hy sê luister, daar was nie 'n intieme verhouding gewees nie. Ek het jou nie geken nie, ons het nie verhouding gehad nie. Gaan weg van my af. Ja, jy het gesê Here en jy het al hierdie goedjies gedoen. Maar ek het jou nie geken nie. So Jesus loop langs die strand, hy sien hierdie twee broers. Hy sê vir hulle volg my en dan gaan julle visse maak van. Dit is wat my mense doen. En kyk wat is hulle reaksie. Hulle het onmiddellik hulle nette gelos en hom gevolg. Nou as jy enigstens is soos ek en jy lees hierdie, onmiddellik hulle nette gelos, hoe het dit heeltemal gewerk? Sien, ek het 4 ander mense wat in my huis bly, en as ek nou by die huis kom en sê, luister almal in die kar, ons gaan ry. Dit gaan nie onmiddellik gebeur nie. Inteendeel, dit gaan wees soos, waartoe gaan ons, wat gaan daar wees, hoe lang gaan ons al wees, hoe dit gaan lyk. As jy enigstens 'n tiener al groot gemaak het, weet jy dat onmiddellik 'n relatiewe term is van wanneer jy iets vra om te gebeur en wanneer dit actually gebeur. En julle plom tieners is baie keer skuldig aan dit. So onmiddellik is 'n relatiewe term en tog het hulle onmiddellik hulle nette gelos. En ongevolg. So hoe werk dit? Wat is hier aan die gebeur? Nou as jy die tydlyn mooi van al die verskillende evangelies gaan sien, gaan jy sien in 1 Johannes, Andreas, die broer van Simon Petrus, is 'n volgeling van Johannes die Doper. En dan eendag verskyn Jesus daar op die kant van die Jordaan en Johannes die Doper sê, daar is die lam van God wat die sonde wegneem. Andreas soos wel, as jy nie die main man is nie, Johannes, dan gaan ek hom volg. En hulle gaan agter Jesus aan. En Jesus sien wat gebeur en soos waar bly jy? Hy sê kom kyk. En Andreas spandeer tyd saam met Jesus en dan gaan hy en hy gaan haal sy broer Petrus en hy sê vir hom, luister, ek dink ons het die Messias gekry. En dan sê Johannes dat hulle die hele middag saam met Jesus spandeer. En ek wonder altyd, waaroor het hulle gepraat? Wat is dit wat Jesus gesê het? Wat het hulle beleef? Hoe intens het hulle liefde beleef van hierdie Jesus af? Wat 'n visie het hy dalk geskep van wie hulle kan wees en waartoe hy op pad is? En ek wonder wat het gebeur en hoe lank het hulle gedink na hierdie tyd aan hierdie ontmoeting met die Seun van God? En hoe lang tyd het dalk verloop en toe Jesus weer verskyn en daar is hierdie selfde Jesus weer en nou sê hy volg my en ek gaan julle iets maak. Het hulle onmiddellik hulle nette gelos en hierdie nette verteenwoordig hulle sekuriteit en hulle stabiliteit en hulle gemak. Wat is dit wat vir jou gemak en sekuriteit in jou lewe gee? En sou jy bereid wees om dit onmiddellik te los as Jesus vir jou sê volg my en los dit? Waar bou jy jou lewe? Die gevaar is dat die wêreld, daar's 3 dinge wat die wêreld konstant voor ons sit. En sê luister, bou jou lewe op hierdie dinge. En as jy jou lewe op hierdie dinge bou, dan gaan jy vervulling kry en jy gaan sin kry en jy gaan sekuriteit kry, maar dis in hierdie wêreld en is nie van God nie en dit gaan nie hou nie.
Hier's wat Johannes skryf in 1 Johannes 2, hy sê, moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. En dan noem hy hierdie 3 dinge, waarop ons baie keer bou, wat dinge van die wêreld is. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Dis hierdie 3 dinge. Die eerste een is die begeerlikheid van die vlees. Dit gaan oor die vlees. Party ouens bou dit op die vlees. Party die afdeling van dit is op verhoudings. En hulle bou hulle lewe op wat mense van hulle dink en wat mense sê en of mense van hulle hou. En hulle maak sekere keuses sodat mense van hulle kan hou. En dit is alles dinge van die wêreld, dit gaan nie hou nie. Party mense doen dit op hulle familie. En ja, familie is 'n wonderlike geskenk van die Here en dit is belangrik dat jy aandag aan gee. Maar die gevaar is dat baie mense sit hulle familie in die plek van God en dit word eintlik 'n afgod. En dit het 'n groter sê en 'n hoër sê as wat God sê. En dis hierdie dinge. Dis die vergeerlikheid van die vlees. Vir party is dit emosies en vibes. En ek rook dinge en ek ruik dinge en ek snyf dinge en ek doen sekere dinge om 'n sekere gevoel te kry. En om sekere vibes te beleef. Dis nie die wil van God nie. Ander bou dit op wat hulle sê wie hulle is. God gaan nie vir my sê wie ek is nie. Ek sal sê wie ek is. Ek doen wat ek wil, wanneer ek wil. Ek spandeer my geld hoe ek wil. Ek slaap saam met wie ek wil en met wie ek wil en hoe lank ek wil. Ek gee nie om wat God sê nie. Ja, ek sal Sondag kom en liedjies vir hom sing, maar hy gaan nie sê wie ek is nie. Party bou dit op 'n stokperd. En die grootste sê en die grootste beplanning in hulle lewe. En wat kom jy aan die einde van jou lewe met 'n stokperd? Jy het 'n skorkaar. Regtig? Dit is dinge van hierdie wêreld. Miskien is dit begeerlikheid van die oë. Dis al my begeerlikheid vir besit, geld en materiële dinge. Hoe meer, hoe beter en hoe beter voel ek oor myself en hoe meer sekuriteit voel ek. En dis alles alleen. Dis alles alleen. Sien, geld lief vir jou. Geld sê as jy my lief het, dan sal ek jou lief hê. Hy doen dit net in 'n sexy stem sê, as jy my lief het, gaan ek vir jou sekuriteit en satisfaksie gee en ons gaan hierdie pad saam stap en dit gaan wonderlik wees. Dis alleen. Dit hou nie. Dit gaan nie werk nie. En party bou dit op die grootsheid van die lewe. Ek gaan iets groots van myself maak. Ek gaan vir almal bewys. Dit gaan oor wat ek bereik het en al die dinge wat ek ontvang het en alles wat ek bereik het en al my toekennings en my besigheid en my naam. Party ons bou dit op hulle liggaam en my liggaam en ek gaan alles bou en hoe mooi ek lyk en hoe al die dinge ding. Ja, die Bybel sê dat jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees, maar dit is 'n tempel van die Gees. Jy aanbid nie die tempel nie, jy aanbid die een wie se tempel dit is. En ek wil vir jou sê is gravitasiekrag en tyd is nie jou vriend as dit kom by die fisiese nie. Okay? Dit gaan jou iewers inhaal en jy kan allerlei goeie spyt en alle goedes dink en dit kan interessant raak, maar op die ou ende gaan dit nie hou nie. Party bou dit op godsdiens. En al die goeie goeders wat ek doen. En hier is my CV van alles wat ek gedoen het en alles wat ek reg gedoen het en sekerlik moet dit punte tel. Die Bybel sê dis alles dinge van die wêreld. Waar bou jy jou lewe? Is dit dinge wat gaan hou? Is dit dinge wat die moeite werd is? Is dit dinge wat 'n ewigheid gaan hou? En hierdie ouens los hulle net so. Dit wat vir hulle sekuriteit en sin gee en sê ons gaan Jesus volg, ons gaan agter hom aangaan. Jesus het van daar af verder geloop en 2 ander broers gesien. Jakobus, die seun van Zebedeus en sy broer Johannes. En hulle was saam met hulle vader Zebedeus in die boot besig om hulle nette heel te maak en hy het hulle ook geroep. En hulle het ook onmiddellik die boot en hulle vader verlaat en hom gevolg. En Jesus het in die hele Galilea rondgegaan. En dan doen hy wat hy gedoen het en wat hy nog steeds wil hê dat sy liggaam vandag moet doen. Hy het in die sinagoges die mense geleer. Hy het die evangelie van die koninkryk verkondig en elke sieke en elke kwaal onder die volk genees. En die nuus oor hom het deur die hele Siria versprei. Hoe seker is jy? Jy gaan nie moet. Waar bou jy jou lewe? Is dit die moeite werd? Wat is jou stap van gehoorsaamheid wat jy moet neem? Ek het al 'n paar keer hierdie vir jou gewys. En weer eens, ons as gemeente bestaan om God te ken en om hom bekend te maak terwyl ons mekaar liefhet. En weer eens, daar's sekere dinge wat jy kan doen om uiting te gee aan hierdie wil van God. Ja, liefhet is waar ek vir jou gesê, jy in 'n klein groep of 'n omgewing is waar mense is wat jy die masker kan afhaal en jy kan vertel en sê, hier's wat aangaan in my lewe, hier's my struggles, hier's die stuff, bid vir my, help vir my met hierdie, en waar jy vir ander mense kan versorg en hulle kan versterk en hulle wandel met die Here.
En jy kan ergens hoe jy God gaan bekend maak as jy deel Jesus met mense en jy dien mense met Jesus en jy gebruik jou gawes en talente om te dien. En dan om gelykvormig te word is waar jy sekere volgende stappe neem om meer en meer soos Jesus te word en gehoorsaam te wees aan wat hy vir ons vra om te doen. Maar wat ek vind is dat party ons doen al daai goeders en hulle nog nooit by die plek gekom te sê ek gee my lewe oor aan Jesus Christus nie. Hy is in beheer nie. En as jy nie dit gedoen het, jy doen al hierdie dinge, beteken dit niks nie. Dis wat Jesus sê, jy gaan sê Here, Here en dit beteken niks nie. Dit gaan oor alles wat jy gedoen het en jy sit nie jou vertroue in wat ek gedoen het in jou plek vir jou nie. So hoe kan ek gered word? Sien, om 'n Christen te word is in 'n sekere sin baie maklik. Maar partykeer om 'n Christen te wees is bietjie moeiliker. Maar daarom het God ook sy gees gegee om ons te help om bonatuurlike dinge te doen. Maar die manier hoe jy 'n Christen word, is die eerste ding is dat jy erken dat jy 'n sondaar en jy erken en bely jou sondes voor God en vra hom dat hy jou sal vergewe. Die tweede ding is dat jy glo in die Here Jesus Christus. Jy glo dat wat hy gedoen het aan die kruis vir jou genoeg was. Dat toe hy gesê dit is volbring, dat dit was deel van wat volbring is jou sonde. En dit het ook vir jou getel en wanneer jy hom vertrou, dis wat geloof is, dat jy vertrou hom, dat dit ook genoeg was vir jou. En dan die derde ding is, jy maak hom Here van jou lewe. Jy gee die leiersels van beheer oor aan hom en sê, ek is nie meer in beheer nie, U is in beheer. You are calling the shots. U is die baas, U is die supervisor, U is die CEO. As jy sê dis reg, is dit reg. As jy sê dis verkeerd, is dit verkeerd. As jy sê ek moet in daai rigting gaan, dan gaan ek in daai rigting. As jy sê dis die doel van my lewe, dan is dit die doel van my lewe. As jy sê dis my identiteit, dan is dit my identiteit. As jy sê dis verkeerd, is dit verkeerd. As jy sê dis reg, is dit reg. U is in beheer. En dan volg hy. En hy kom deur sy gees en hy verander jou om te word wie hy bestem het jy moet wees. Sien as jy in kerk groot geword het, ken jy heel moontlik die storie van die verlore seun. In Lukas 15 vertel Jesus hierdie storie van hierdie seun, wat eintlik vir sy pa sê, ek wens jy is dood, gee my my erfporsie. En hy sit sy erfporsie om in geld, en hy gaan leef hierdie lewe saam met prostituie, en hy leef dit uit. En hy leef in sonde. En dan wat gebeur as jy so pad vol, is dat op die ou en loop het op niks uit nie. En hy sit in hierdie gat, en hy oorweeg sy opsies, en hy besef, daar is nie meer opsies nie. Daar is nie meer iets om te doen nie. En ek het niks om by te dra tot hierdie nie, en in die gat en in hierdie ding, sit hy en sê, luister, ek moet teruggaan na die Vader toe. Dis die enigste opsie wat ek het. En dan gaan hy terug na die Vader toe, en die Vader sien hom al van ver af aankom, en hy verneder homself, en hy hardloop na hom toe. Jose man sê dit nie gedoen nie, en hy hardloop, want hulle kon hom doodgooi met klippe, maar hy hardloop en hy omhels hom, sodat as die klippe iemand sou tref, dat hy die Vader sou tref. En hy herstel hom en sê, jy is die seun, kom in, kom ons vier fees, kom ons vat die vetgemaakte kalf en ons vier fees. Want Jesus sê, daar is 'n feesviering in die hemel oor een persoon wat hom bekeer. Sien, hy is die rebel gewees, wat teen die wil gegaan het. En in 'n sekere sin is dit maklik vir rebelle om tot bekering te kom, want hulle opsies is uit, daar is nie meer opsies nie. Maar dan terwyl hierdie partytjie aangaan, is daar 'n ander seun, die ouer seun, wat in die veld besig was om te werk. En nou wanneer hy nader kom in die huis, hoor hy die musiek. En hy roep een van hierdie diensknegte en sê, wat gaan aan? En die sê, jou broer het teruggekom. En daar is 'n feesviering, ons is bly oor hy. En dan staan dat hierdie broer het hom liderlik vererg. En hy weier om in te gaan. En dan verneder die Vader hom 'n tweede keer. Hy verlaat sy feesviering, en hulle het dit gedoen in daai tyd. Die eienaar het nie die feesviering verlaat nie, maar hy doen dit. En hy gaan na sy seun toe. En hy sê, wat sit? Hy sê, regtig pa, ek was al hierdie tyd hier, en ek het gewerk, en al die dinge gedoen. Ek was elke Sondag in die kerk, en ek het gedien, en ek het al die dinge gedoen. Sekerlik verdien ek ook 'n feesviering. Sekerlik verdien ek ook die hemel. My vader sê, dit was nog altyd joune. Jy is nog altyd deel van, maar jou broer was dood, my lewe weer. Kom in. En dan staan, hoor wat staan, dat die Vader soebat hom. Hy smeek hom om ook in te kom. En in sekere sin wil ek vandag hier staan, en ek wil, as jy 'n kerkmens is, is moeilik vir kerkmense om tot bekering kom. Dit is my storie gewees, ek het in kerk groot geword, en ek was op pad hel toe. En ek wil soos die Vader jou smeek, en ek wil jou soebat, kom na hom toe. Kom na hom toe. As jy kon teruggaan in tyd,
Jy kan teruggaan na 9/11 toe, en dis die dag voordat vliegtuie in die Twin Towers vasvlieg. En jy staan aan die buitekant, en jy begin hier ouens so, asseblief moenie môre weer werk toe kom nie. Werk van die huis af, sê jy siek, bly by die huis, daar gaan tragedie gebeur môre. Moet asseblief nie môre kom nie. As jy môre hier gaan wees, gaan tragedie gebeur en dit gaan nie vir jou goed wees nie. Bly by jou huis en eendag of jy sê, ag, is belaglik. En dan gaan jy omlos en gaan jy na die volgende en so asseblief moenie môre kom nie. Tragedie wag. Die seun van God, Jesus Christus, het die einde gesien. Hy weet wat die einde gaan wees en hy sê vir jou, daar gaan 'n dag kom wat dit die einde gaan wees en daar gaan ouens wees wat gaan sê het, Here, Here, hulle hele lewe lank en hulle gaan nie saam met die Vader wees nie. Hy wil sê asseblief nou, maak jou saak reg, kom na die Vader toe, herken jou sonde, bekeer jou, glo in hom en herken hom as Here van jou lewe. Sien die rede hoekom ek begin met hierdie boodskap, voordat ons kan gaan en 'n verskil kan maak. Die rede hoekom baie ons nie gaan nie. Die rede hoekom, soos Willie laas week gepraat het, dat hulle nie die joy of their salvation is nie. Is omdat hulle nog nooit begin het met dit nie. En jy kan nie vir iemand anders gaan vertel van die een wat jou lewe verander het, as hy nog nooit jou lewe verander het nie. Ek wil vandag vir jou die geleentheid gee. Kom na hom toe. Kom na hom toe. Hy het alles gedoen, reeds gedoen, in jou plek, vir jou wat nodig is. Jy moet net kom. So gaan vir ons bid. En as jy vandag daai keuse wil maak, gaan ek vir jou vra om jou hand op te steek. Ek dink daar gebeur iets wanneer ons fisies iets doen met wat ons hoor. En dan gaan we vra om te reageer. En weer eens, dis nie om met jou hand opsteek dat jy gered word nie. Dis die eerste gebed wat ek bid vir jou red. Dis Jesus Christus wat red. Dis jy wat jou lewe moet oorgee. So Vader, ek eer U. Ek eer U dat U ons so lief gehad het, dat U U enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in U glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Here Jesus, dankie dat U U lewe gegee het, dat U aan 'n kruis betaal het, dat U ten volle betaal het vir al die sondes. Dat U die skuldlas weggeneem het, blywend weggeneem het. En dat in U ons vergifnis kan hê, en in U ons vryheid kan hê, en in U ons nuwe lewe en 'n nuwe identiteit kan hê. As jy vandag hier is, en jy wil hierdie keuse maak, en jy wil sê, Here Jesus, ek kies U. Jy wil jou sonde bely. Jy wil jou geloof in Jesus sit, en jy wil hom erken as Here van jou lewe, wil ek jy met jou hand opsteek. En jy moet hom ook opsteek. Sê, Here Jesus, ek kies U. En ek gaan vir jou bid. En dan wanneer ek vir jou bid, dan wil ek jy in jou eie woorde, moet jy hierdie dinge vir hom sê. Sê vir hom, Here, ek bely my sondes. Kom vergewe my sondes. Kom was my skoon. Kom maak my nuut. Ek glo dat wat U gedoen het, genoeg was. Ek sit my vertroue in U. Here, ek kom maak U Here van my lewe. Ek sit hier in beheer van my lewe. Ek wil U volg. Ek gee beheer oor. Verander my, maak my nuut. Kom vul my met U Gees. Help my om te leef vir U. Ek bid dit in Jesus naam.